Dis Nasionale Marine Week. Dis elke jaar die tweede week in Oktober. Dis die tyd wanneer ons veronderstel is om 'n bietjie stil te staan en te dink oor die lewe in die see en hoe ons omgaan daarmee. Dis 'n lekker winderige dag. Ek staan by Stony Point, dis in Betty's Bay in die Wes-Kaap. En Stony Point is 'n plek met 'n bloedige geskiedenis. Walvisjag was sedert die 1800s groot besigheid. Hulle olie is hoofsaaklik gebruik vir kersie en lampe. Beendere en ander dele is weer gebruik vir van vroue korsette tot tikmasjienparte. En in die vroeë 1900s is hier ook 'n walvisstasie gebou. Die teiken was spesifiek die suidelike Noordkapper walvisse, wat met hulle natuurlike vriendelikheid en nuuskierigheid maklik was om met 'n harpoen by te kom. Net in die jaar 1913 is 10.000 walvisse uit ons waters gehaal en die bevolking is amper uitgewis. Gelukkig het die Groot Depressie na die Eerste Wêreldoorlog die mark in duie laat stort en in 1930 moes die fabriek sy deure sluit. 5 jaar later is walvisjag gedeeltelik verbied, maar dit was eers met die totale verbod op walvisjag in 1979 dat dit regtig op 'n einde gekom het. En vandag stroom mense van oral oor om net te kom kyk na die jaarlikse walvissamedromming op hierdie stukkie kus. Maar dis nie hoekom mense deesdae spesifiek na Stony Point toe kom nie. Die Afrika-pikkewyn kry sy naam omdat hier om die hele Afrika net een spesies broei. En hulle is beperk tot die suidwestelike deel van die kontinent, min of meer van Namibië tot by Port Elizabeth. Hulle natuurlike blyplek is 24 eilande om ons kus, waarvan St. Croix en Daer-eiland die grootste populasies het. Die eilande is nader aan hulle kos en is 'n veiliger blyplek as die vasteland. Hulle grootste vyand is waarskynlik die meeuwe, wat soos blits toesak op enige onbewaakte eiers. In die water is dit haie en robbe waarvoor hulle moet pas op. Maar, soos met die walvisse, was dit die mens wat hulle kanse op oorlewing die meeste geknou het. Robjagters het eerste op die eilande toegesak. Mettertyd het hulle ontdek dat hier ook 'n ander wit goud was en is die eilande kaal gestroop van al die voëlmis wat oor eeue hier opgehoop het. Die guano se verdwyning het gemaak dat die pikkewyne nie meer nesboumateriaal het nie. En toe begin die mense op die vasteland 'n smaak ontwikkel vir pikkewyn-eiers van alle dinge. Pikkewyn-eiers as 'n lekkerny. En nie sommer so nie, hulle moet vars wees. En wat dit beteken het, is dat die mense wat hulle moet gaan oes op die eilande, die eerste 2 dae op die eiland rondgeloop het, van nes tot nes, en al die eiers wat daar was, gebreek het. Dan het hulle 2 dae gewag en begin oes, om seker te maak, hulle kry net vars eiers. En dit het die pikkewyngetalle 'n geweldige knou toegedien. Vir lank het hulle ook as jackass pikkewyne bekend gestaan, omdat hulle baie soos donkies balk. Maar die naam is verwarrend omdat daar ander pikkewyne is wat ook so raas. Nog 'n naam vir hulle is brilpikkewyne, omdat hulle so 'n kenmerkende pink streep by die oë het. In werklikheid is dit kliere om hulle liggaamstemperatuur mee te reguleer. Hoe warmer hulle kry, hoe meer bloed word hierheen gepomp wat dit vinniger afkoel en hoe pinker raak hulle in die gesig. Mannetjies is groter as wyfies en het ook langer snavels. Alle pikkewynsoorte het wit en swart manelpakke, want is uitstekende kamouflering, omdat hulle swart lyk van bo af en wit vir enige roofdiere wat onder hulle swem en opkyk. En dis nogals belangrik, omdat pikkewyne nie kan vlieg nie en dus meer kwesbaar is as ander seevoëls vir gevare wat onder op loer lê. Maar ons pikkewyne is anders as die ander. Dis net hulle en hulle Suid-Amerikaanse neefies wat hierdie swart bande en merke op die voorkant het, amper so sproete. Party van hulle het selfs 2 bande. Kenners stem ooreen dat dit hulle kamouflering minder effektief maak. Nou, evolusie werk nie so nie, so waarom sal dit wees?
Navorsing het nou vir ons die antwoord gegee. Hierdie pikkewyne jag anders as al die ander soorte pikkewyne. Die meeste pikkewyne op aarde maak jag op enkel swemmende visse, seekatte, diere wat op hulle eie leef in die see. Terwyl die Afrika pikkewyn 'n spesialis is op die diep oop see waar hy jag maak op groot skolevis. En groot skolevis weer in hulle selfverdediging gaan sodra hulle 'n roofdier sien nader aan mekaar. Want dit maak dit baie moeilik vir die roofdier om 'n individu te teiken en hom uit te haal uit die groep uit. Nou die navorsing bewys dat die gewone spierwit en pikswart merke maak dat die visse in hierdie gedrag ingaan, nader aan mekaar beweeg. Terwyl die pikkewyne met hierdie merke op die teenoorgestelde effek het op 'n skoolvis. Hulle hou hulle uit mekaar uit en dit maak die jag baie effektiewer. Die beskikbaarheid van kos is waarskynlik hulle grootste probleem. Omdat hulle nie kan vlieg nie, moet hulle naby hulle voedselbron bly. Mettertyd het die groot vistreilers se impak op skoolvis ook die pikkewynlewe op die eilande begin affekteer. Ons en die pikkewyne deel 'n liefde vir sardyne, ansjovis en ander groot skolevis. Maar met 'n horde vistreilers wat elkeen op 'n goeie nag tot 30 ton van hierdie visse uithaal, trek die pikkewyne, die robbe, dolfyne en ander seediere wat afhanklik is van die skolevis aan die kortste end. Mettertyd het die vis begin wegvlug van die slagting en het die bron se swaartepunt verskuif nader aan die vasteland. Die noodgedwonge moes van die pikkewyne agterna. En dis hoe dit gekom het dat hier vandag al 3 verskillende broeikolonies op die vasteland is. Hier by Stony Point het hulle in die 1980s begin neskop. Eers het hulle net oornag, maar mettertyd het hulle begin broei. Die maat word uit dieselfde kolonie gekies en brilpikkewyne is monogaam. Die broeiseisoen duur van Januarie tot September. Oopneste is gevoelig vir temperatuurwisselings en is boonop maklike teikens vir roofdiere en hulle verkies om 'n nes te grou in die grond of guano as daar is. Die fynbos maak blykbaar 'n goeie plaasvervanger. Maar aan die ander kant is hier weer meer gevare as op die eilande. Muskiaatkatte, huiskatte en veral honde bedreig hulle. En nadat 'n luiperd in die 1980s gemaai het onder die pikkewyne, is die broeikolonie afgekamp van die dorp. Dit veroorsaak wel soms dat die nesbouers ompaaie moet volg, maar hulle getalle het nou al gegroei tot 250 broeipare verlede jaar. Die smal strokie kus by Stony Point vorm nou ook deel van die Kogelberg Biosfeerreservaat se kerngebied. Die bossies loop erg deur onder die pikkewyne. Die wat nie versnipper word vir nesboumateriaal nie, vrek stadig aan van die pikkewynmis. Die wyfie lê 2 eiers wat oor omtrent 40 dae deur al 2 ouers uitgebroei word. Die kuikens bly dan amper 3 maande in die nes, terwyl die ouers vis in die krop aandra. Die bruin babavere maak mettertyd plek vir die jong voëlvere. 'n Pragtige liggrys en wit pakkie sonder die swart bande en sproete aan die onderkant. Bedags bly hulle agter in die crash en leer jag, terwyl ma en pa op die oop see is. Klein pikkewyne het grys vere. En dit is 'n goeie ding, want wanneer hulle groot genoeg raak om in die see te begin ingaan, leer hulle jag hier al om die rand van die water in die vlak poele, ook maar op enkel visse en seekatte. En dan is die grysvere 'n baie goeie kamouflering. Die probleem kom in wanneer hulle saam met die volwasse pikkewyne wil begin uitgaan oop see toe. Want onthou nou werk die kamouflering wanneer jy op 'n skoolvis jag. Die groot pikkewyne wil nie hê die kleintjies moet saamgaan voordat hulle nie heeltemal verveer het en daar die swart band op die borskas en die regte merke op die kop het nie. Want anders gaan hulle die hele jag beduiwel. En mens kan dit duidelik sien op land as jy hulle dophou. Hulle diskrimineer of boelie letterlik die kleiner pikkewyne.
Trouwens, in 'n eksperiment het hulle 'n volwasse pikkewyn gevat en sy een kant grys geverf en die ander kant reggelos. En al die ander pikkewyne in die kolonie wat hom gepik het hom op die grys kant gepik. So, dis maar 'n moeilike lewe vir 'n kleintjie, totdat hy die dag sy regte merke het en hy mag saam uitgaan oopsee toe. En dis nie die enigste keer dat pikkewyne verveer nie. Eenmal 'n jaar, hier rondom November, tref die lot ook die grootes. Oor hierdie amper 2 maande tydperk kan hulle glad nie uitgaan see toe nie. Dit beteken dat die swakker voëls dikwels nie hierdie vastyd oorleef nie. Almal lyk maar oes. Maar met die nuwe vere uit is dit soos om 'n nuwe kat te kry. Dan swem hulle vinniger as ooit. En hulle is meesterswemmers. 'n Volwasse pikkewyn met nuwe vere kan tot 30 km/h swem. Dis 3 keer vinniger as die gemiddelde spoed waarteen 'n skool vis beweeg. Maar dis nie net ons visserye wat hulle bedreig nie. Net hierna nog 'n paar van hulle mensgemaakte probleme en 'n paar mense wat probeer help.